sang, weer smeekende gebed, en nou, waar ons die voorreg het, om weer eens 'n stuk deur die Bybel te kan blaai. Wees met ons nou in hierdie erediens. Was ons met die bloed, ons verstande, maak dit helder en skerp, en dat ons u koninkryk beter kan sien en verstaan, is my gebed in Jesus naam. Amen. Hartlike goeiemôre aan elkeen. Ek wil net vra, wie's bly dat die week is verby? Ek is bly om te sien is die meerderheid, want ek moet self sê, ek dank die Here, ons kan een dag hier afvat, want anders weet ek nie hoe ons het gemaak nie. Ek wil hê julle moet vir my asseblief blaai in die Bybels, ek sal julle geleentheid gee om te blaai, ek sal saam met julle blaai na Johannes 21, baie bekende gedeeltetjie. Ons het in so rukkie terug ook 'n preek daar uit gekry, wat my eintlik na my boodskap toe gelei het. En die skriftuurlesing begin daar by Johannes 21, vers 20 tot 23, wat sê, en Petrus het omgedraai, en die disippels sien volg, vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woorde het toe onder die broers uitgegaan, dat hierdie disipel nie sou sterwe nie, en Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly tot vandag, ek kom, wat gaan dit jou aan? My titel is gemaak vir wat gaan dit jou aan? Volg my. Maar ek dink voordat ons verder gaan, kom ons maak net 'n kort gebed. Liewe Heer, spreek nou tot ons harte. Maak my 'n mindere, sodat U weer eens 'n meerdere word. Ons smag na U liefde en U genade, maar ons kan dit nie sonder U doen nie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So, wyle terug het ek saam met een van die afdelings in my besigheid gewerk. Ek werk al op my 4de afdeling by Vodacom. En ek is altyd iemand wat mense wil leer ken. Jy weet, ek wil weet wat doen hulle, jy weet, en so aan. So ek gesels met baie van die mense, mans, dames, jy weet, ek probeer altyd bietjie uitvind wat aangaan en so. Maar daar was een van my kollegas gewees wat my baie, hoe kan ek sê, ek wil altyd met haar praat, want ek wil hoor wat sy te sê het, want sy was nogal baie in die films en die reekse in, en soos ons maar is, ons traai 'n aanknooppunt vind, jy weet, om met iemand te praat as jy hulle nie goed ken nie, jy weet, jy begin by iets waarvan hulle hou, jy weet, die jong manne, as jy met hulle begin praat oor games, dan praat hulle terug, jy kan maar sien, hulle wil saam praat. Maar as jy met die ouer manne oor dit praat, dan wil hulle nie saam praat nie. So jy soek daai aanknoopspunt, en interessant vir my toe van die persoon is die vrou, ek begin met haar te praat, maar as jy met haar begin praat oor films en reekse, dan is jy cool deur die kerk. Jy kan vir 'n uur sit, en dan begin sy vir jou vertel, elke film, elkeen wat in die film speel, hulle ouderdom, soos hulle vandag is, wie is hulle mans, wie is hulle vrouens, wie is hulle kinders, hoe oud is hulle, waar het hulle skool gegaan. Dis regtig, dis soos 'n ensiklopedie wat afhardloop, en ek kan my nie voorstel hoe sy aan al hierdie goed bekom het nie. En dan op die einde van die dag, wat my verstom is, as ek haar elke dag gaan sien, dan wonder ek by myself, dan sê ek vir, hoe het jy aan al hierdie inligting om? Nee, ek kyk dokumentêr, ek is elke dag op hierdie ding, Hollywood het hierdie website, hulle het daai website, jy kan niks mis nie. Joh, ek moet sê, ek luister en ek raak moeg. En op daai stadium, toe sit ek so, kyk vir haar, en ek sê vir haar, hoorie, ek het net 'n vraag vir jou, ek weet nie, jy werk nou al so jaar saam en so, is jy getroud? Ja, nee, ek is getroud, ek sien aan 'n pastoor, 20 jaar, ek sê, o, kinders? Nee, as die kinders, ek sê, o, nee, ek bly nou 'n jaar, weet ek daarmee is getroud en so. Jy sien, mense vandag
is so gevang in sosialiteit, in sosiale media, nuus, podcasts, noem dit wat jy wil, dat hulle kan jou alles van die wêreld vertel. Maar hulle kan jou nie vertel van die persoon wat in hierdie bank sit nie. En tog sien ons mekaar elke Sabbat. Almal weet dat Mike is 'n ouderling, maar weet mense wat doen hy vir 'n lewe? Nie besig om krities te wees nie. Ek probeer vir ons verduidelik hoe disconnect ons eintlik is, terwyl ons dink ons is so connect. Baie keer dink ek by myself, hoeveel weet ons regtig van mekaar? Maar wanneer ons in geselskappe sit, dan praat ons daarom baie van mekaar. Jy sien, ek gaan julle 'n bietjie daar terugvat in Johannes, ek hoop julle die Bybel oopgehou, ons gaan gou daar na Johannes 8 toe. Want daai storie van Johannes 8 met die vrou het baie rigtings om in te slaan wat vir my persoonlik slaan in my lewe. Daar's baie boodskappe wat daar uitgekom het. Jy het al 'n paar gehoor, ek het al self 'n paar gedoen. So kom ons lees gou daar van Johannes 8 vers 2 tot 5. En dan sal ons weer 'n bietjie lees. En dit gaan oor die storie waar hulle Jesus bring. En luister mooi wat sê die vers hierso. Luister mooi wat sê. Hy sê, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan. En al die mense het na hom gekom en hy het hulle gaan sit en hulle geleer. Wat meen dit in vandag se tyd vir ons? Jesus het hier ingekom en hy het mense begin leer. Wat wou leer? Hier in die kerk. En die skrifgeleerdes, die fariseërs het 'n vrou wat in ergbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle daar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet beveel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? Jy sien, is interessant vir my dat die vrou word gebring na die tempel toe. Nie na die stadsplein nie, na die tempel toe. Die tempel waar almal sit en aanbid, en ek glo en ek sê dit, waar almal die Bybel ken, reg en verkeerd ken. En dan kom daai retoriese vraag vir my op, wanneer hulle haar nou daar inbring, hulle sê sy's op egbreek betrap, dan vra hulle nog steeds die vraag wat hulle vra, nou wat sê u moet ons doen? Ken hulle die wette? Weet hulle wat die wette is? So die een saak wat hier gestel word is voordat ons verder gaan is hy skuldig aan dit wat sy gedoen het. 100%. Was geen twyfel nie, 100%. Maar die vraag wat ek vra wanneer ons daai gedeelte lees is, het iemand by haar gaan sit? Het iemand haar gaan ontmoet en gevra, hoekom doen jy wat jy doen? Het iemand dalk met haar probeer praat en probeer oortuig, jou lewenskeuses wat jy neem, is nie positief vir jou nie. Jy sien, ons as mense het 'n geneigtheid. Wanneer ons iemand fisies uitvang of in fisiese dade betrap, dan is asof ons hulle publiek in die kerk wil verneder. Niemand weet van die buurman wat op die piesangskil getrap het en daar by die buurvrou geval het nie. Maar jy sien, ons het 'n neiging om mense in die publiek te verneder, om hulle seer te maak. En dan wanneer almal weet, dan volg ons Jesus roete, kom ons wees lief vir hulle. My vraag wat ek wil vra vandag is, wat sou u gedoen het, as u in haar skoene was? Hoe sou u vandag hanteer wou word? Sou u ook daarin gegooi wil wees, en sê, laat die klippe op my reën?
Baie keer bring ons mense onder beskuldiging. Praat oor mense, maar ons het eintlik geen idee wat in hulle lewens aangaan nie. Plaas daarvan om mense te ondersteun, plaas om hulle skouers vas te hou en nader te trek en seker te maak dinge raak nie erger nie. In ons geregtigheid vererger ons mense se lewens. En dan op die einde in vers 10 sê Jesus die volgende verhaal. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou dan veroordeel nie? En sy antwoord hom: niemand nie, Here. En die Here sê vir haar: ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Daai laaste vers, gaan heen en sondig nie, het hy vir haar gesê, dit wat jy gedoen het was reg? Absoluut nie. Maar hy het vir haar gesê, ek is lief vir jou. En van nou af wil ek jy moet die regte ding doen. Sondig nie meer nie. Wat is die Here besig om vir my en vir u te sê? Hy is besig om te sê, wat gaan dit my en u aan? Volg my. Volg my, betoon liefde, betoon genade. Ek sit en praat met my vrou, die wat nie my vrou se storie ken nie, en ek dink baie aan die storie waar Josef en Maria is. En ek dink by myself, hoe sou ons dit as kerk hanteer het? Hoe sou ons Josef en Maria hanteer het? Ek dink as ons baie preke al gehoor het oor hoe goed gelowig hulle was, dat God hulle as ouers uitverkies het, wat iets fenomenaals is, alle eer aan die Here. En ek wil vinnig vir julle 2 gedeeltetjies lees, van Josef 'n gedeelte in Matteus 1, en dan wil ek vir julle 'n gedeeltetjie lees van Maria en Lukas. En die gedeeltetjie in Josef gaan oor die gedeelte van die geboorte, Matteus 1 vers 18 tot 20, en dit lees as volg. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Verloof voordat hulle saamgekom het. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en ongewillig om haar te openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees nie om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En dan wil ek kos blaai gou na Lukas toe. Wat praat die Here met Maria? Baie interessant wat hy met haar praat. Hy praat met Maria, Lukas 1 vers 27. Ek gaan so 'n paar verse skiep. 27 sê hy: na 'n maagd wat verloof was aan haar man met die naam Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En dan vers 30, en die engel sê vir haar: moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Toe sê Maria vir die engel: hoe kan dit wees aangesien ek nie 'n man het nie? Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie, dis vers 37 en 38. En Maria sê: hier is die diensmaagd, Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En die engele het van haar weggegaan. Nou stel jouself voor vir 'n oomblik. Ons kyk altyd na die geboorte en die ouers. Maar stel jouself vir 'n oomblik voor om hierdie situasie in perspektief te sit. In die gemeenskap waar hulle dien, hulle gaan na die tempel toe, die fariseërs, geleerdes, wet en alles. Almal ken die reëls. As jy van iemand hou, verloof, getroud, kinders. Nou wat moet ek nou maak? Hy vind uit dat sy verloofde het 'n probleem. In ons wêreld 'n goeie probleem, maar in die gemeenskap
Wat moet die man doen? Moet hy van haar ontslaa raak? Die vers sê self, hy wou in die geheim van haar skei. Want onthou, teen die tyd wat jy verloof geraak het, was jy al amper so goed soos getroud. Wat moet die vrou maak? Wat sou u maak? Sou u vir die Here gesê het, Here, ek ken my gemeenskap, hulle gaan hierdie nie aanvaar nie. Hierdie is onaanvaarbaar vir my gemeenskap. Jy sien, God kom af en hy praat met hulle. En hy bring vir hulle individuele boodskap wat sê, dit wat hier gebeur, is nie normaal nie. En dit moet gebeur. Jy sien, in die gemeenskap kan ek my voorstel wat alles deur die crowds moes gaan. En wanneer mense begin probeer verduidelik. Maar die vraag is, wat het hulle geweet? Die vraag wat terugkom na my toe is, wat gaan dit julle aan? Volg Jesus. Jy sien, ons is so besig met dinge wat ons geen insig van het nie, dat ons verloor die boodskap van die evangelie, deur om betrokke te raak daarbey. Somtyds is daar striwelinge in die kerk. Maar meeste van die tyd, wanneer die vrae opkom en ons begin ondersoek instel, dan kom ons agter, niemand het 'n idee waaroor dit eintlik gaan nie. Dis miskien 'n klein dingetjie, klein woordjie wat geuiter is. Jy sien, elke keer wat ek by die punt kom, dan wil ek vir die persoon vra, wat gaan dit my en u aan? Al wat ek moet doen is om Jesus te volg. 'n Kort verhaaltjie wil ek julle vertel en dis 'n ware verhaal. En dit het vir my mooi in plek geval met Maria en Josef. En dit gaan oor 'n huwelikspaar wat getroud is al 20 jaar. Beide dokters, die man is die persoon wat mans help, nadat hulle nie meer wil kinders hê nie, dan help hy daai mans. En die vrou is actually 'n ginekoloog. En hulle is 20 jaar getroud, kinders is al redelik 12, 13, mooi familie, mooi in die kerk, regtig 'n mooi familie. En die vrou en die man besluit, weet jy wat, ons wil nie nog kinders hê nie, ons is gelukkig met die twee en hy laat die prosedure doen. En die huwelik gaan aan en 5 jaar later word sy vrou verwagtend. Dis 'n groot ding. Want volgens die prosedure kan dit nie gebeur nie. Nou stel jouself voor, wat gaan deur die man se gedagte? Stel jy voor die gedagte, wanneer die vrou verduidelik, ek is 'n eerlike vrou, ek het nog nooit aan iemand anderster gedink nie. Die man dink, sy vrou is oneerlik. Dis 'n warboel. Maar hy ken sy vrou al vir 25 jaar, nog nie eendag ontoegewyd gewees nie. Die vrou probeer verduidelik, vir eendag nie ontoegewyd gewees nie. Jy sien, baie keer gee ons vinnig die oordeel in die gemeenskap waar ons ken, sonder om te weet waaroor dit gaan. Vir 9 maande is daai huwelik onder stres. Wat ek dink jy kan jouself voorstel. Die vrae wat uitkom, hoekom, waarom, wat. Dit is 'n rowwe rit. Dinge gaan verkeerd. Want jy sien, omdat iemand eintlik niks weet nie, wil ons almal regters wees. En ons almal wil die oordeel vel. 9 maande later, traumatiese 9 maande, is die babietjie gebore, en soos die mens is, die eerste ding is toetse, dinge moet gebeur. Dokters doen die toetse kom terug, raai wat is die resultaat? Die kind is syne.
Die kind is 100% en hare. Die dokter sê, ek is 'n dokter, ek verstaan dit nie, hy gaan terug vir tweede opinies, derde opinies. Die dokter sê, soos wat ons vir jou gesê het, daar's 'n baie lae persentasie, die ding kan baie keer homself regryk. En dis wat met jou gebeur het. Almal was verkeerd. Niemand was reg gewees nie. Maar God het geweet. En wat sê God vir my en vir u? Wat gaan dit my aan? Wat gaan dit u aan? Volg my. Vir 9 maande is dit geskinder. Vir 9 maande is dit tereggewys. Vir 9 maande is niks ondersteunends gebied nie. Plaas daarvan om Jesus se voorbeeld te volg en bymekaar te bring dit wat gebroke is. Help ons om verder af te breek. U weet die tyd wat mense verkeerd is, veral as dit by die Bybelse waarhede kom. Veral as jy Bybelstudies gedoen het. Veral as jy lankal in die kerk is. Ek weet lank in die kerk is nie een van die hoe kan ek sê, gee jou weg om te sê jy weet alles nie. Maar hopelik het jy al jou Bybel gelees. U weet wanneer mense verkeerd doen, weet hulle dit al voordat jy vir hom gesê het, I told you so. En nou, wat soek daai persoon? Nog afbreek? Of soek hy iemand wat hom net kan styf vashou en liefhou, soos Jesus met my en met u doen en sê, ek gee om. Hoe kan ek jou help? Maar jy sien, ons is geregverdig in onsself as mens. Ek is al 20 jaar in die kerk, ek is 30 jaar in die kerk. Ons veroordeel en die liefde word nie bewys nie. Hoe baie keer is ek en u nie platgeslaan soos 'n Petrus nie. Onthou u, toe Jesus vir hom sê, wie sê jy is ek? En hy sê, u is die seun van God. As ek dit reg het, was Petrus die een wat die swaard in die tuin uitgetrek het en daai ou se oor ook nog afgekap het. So selfgeregverdig was hy. Daar's 'n stadium gewees wat hulle gesê het, ek sal saam met u sterwe. En ek vra myself, is ek nie 'n Petrus nie? Maar toe die toets kom, toe die toets daar in die courtyard kom, daar waar hy met Jesus herken, toe faal hy, net soos ek en u val, op die tydperk, wanneer ons broeder ons die nodigste het. Dink jy vir een oomblik, na alles wat gebeur het, na die afsterwe van Jesus, as jy by Petrus gekom en vir hom sê, sien, ek jou gesê is verkeerd. Ek dink Petrus het 'n Vrydag en 'n Saterdag aand die hardste oorlog geestelik gevoer as ooit in sy lewe ooit van tevore. En niemand hoef een woord vir hom te gesê, nie een woord nie. Dalk is dit wat ons doen nie altyd genoeg nie. Partykeer beleef ons hierdie dinge. Meeste van die tyd weet ek en u ons is aan verkeerd wanneer dit by die sonde en die sake kom. En dan kom Jesus as voorbeeld na Petrus toe, blaai vir my na 21, Johannes 21 toe. Johannes 21, ons gaan net so bietjie voor dit gaan. Want dit is wat Jesus doen. Jesus staan net die graf op en gaan na Petrus en sê vir hom, onthou jy daai 3 keer. Is dit wat hy doen? Nee, wat doen Jesus vir hom? Hy sê in Johannes 21 vers 15 tot 17, toe hulle dan klaar was die môre met die ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Dink aan die vraag, ons lees die vers vanaand. Hier staan Jesus en sê vir hom, jy het my 3 keer verloon, het jy my lief? Kan ek en jy ja sê? En hy draai om en hy antwoord hom en sê, ja Here, u weet ek het u lief. Hy sê vir hom, laat my lammers by. 16, hy vra hom weer vir 'n tweede maal.
Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? 'n tweede maal, maar Here, ek het geantwoord ja. Hoekom 'n tweede maal? Ja, Here, U weet dat ek U lief het. En hy sê vir Petrus, pas my skape op. 21 sê hy vra hom vir 'n derde maal. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef begin word, omdat hy hom die derde maal vra. Toe Petrus hom 3 keer verloon het, het Jesus bedroef geraak met die pad wat hy moet loop. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape by. Soos ons verstaan, en van die preek wat ek al geluister het, is daai 3 keer se herhaling, die 3 verloning wat Petrus gedoen het, om 'n sekerheid op te bou by my en U. Gee U om vir U mense, soos Jesus het gedoen het? Is U lief vir elkeen in hierdie bank wat hier sit, en selfs vir die vyand daar buite, net soos Jesus lief was vir elkeen? Doen ons alles in ons vermoë, om ons medebroer en suster saam ons in die koninkryk te kry, net soos wat Jesus het gedoen het. Nou het Petrus 'n taak, hy het 'n doel. Die Here het vir hom gesê, dis wat jy moet doen, pas my skape op. Die Here gee vir my en vir u 'n doel, pas die kerk en die mense op. Want jy sien, net soos ons mens is, sê Petrus, dankie Jesus vir die doel wat ek het, maar nou wil ek bietjie weet van ander. Ek weet wat ek moet doen. Nou wil ek weet van ander. En dan gaan ons terug na die skrifgedeelte toe by Johannes 21, en Petrus het hom omgedraai en gesien vir wie Jesus gevolg en lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en sê, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, maar wat van hom? Die Here het nou net vir hom die taak en die doel gegee. Petrus, jy weet wat jy moet doen. Maar soos ons mense sê, Petrus, maar Here, nou wat van die ou wat hier in die bank sit? Wat van hom? Wat van hom? En hier is as antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ek het jou doel gegee, gaan doen jou taak. Moenie bekommer oor wie langs jou sit en wat daar aangaan nie. Jy het 'n taak om te evangeliseer. Ek wil vir julle hierdie kwotasie lees. Dit is 'n baie mooi kwotasie uit Koning van die Eeu, hoofstuk 85, bladsy 8:15 tot 8:17. Luister wat sê Koning van die Eeu. Terwyl Petrus daar saam met die Here gestap het, het hy Johannes sien aankom agter hulle. Petrus wou baie graag weet wat Johannes se toekoms sou wees, en hy het aan Jesus gevra, Here, wat van hom? Jesus sê vir hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Petrus moes daaraan gedink het dat die Here alles aan hom sou openbaar wat nodig was vir hom om te weet. En hier kom die belangrike gedeelte. Dit is die plig van almal om Christus te volg, sonder om besorg te wees oor die werke wat aan ander gegee is of moet doen. Deur vir Johannes te sê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, het Jesus hom geen versekering gegee dat hierdie disipels sou aanhou lewe tot die oppergesag, sou aanhou lewe tot die Here se wederkoms nie. Hy wou maar net sy oppergesag handhaaf, en Petrus laat verstaan dat al sou hy Johannes laat lewe totdat hy kom, dit geensins die opdrag aan Petrus sou affekteer nie. Die toekoms van beide Johannes en Petrus was in die hande van die Here. Gehoorsaamheid en die navolging van hom was die plig van albei. Hoor jy daai woorde? En dan hierdie laaste gedeeltjie wat dit so mooi opsom. Hy sê, hoeveel is daar nie vandag wat soos Petrus is nie? Hulle stel belang in sake van ander en is besorg oor hulle pligte, terwyl hulle eie is verwaarloos. Dit is ons werk om as Christene te sien en hom te volg. Ons sal foute sien in anders lewe, van ander, en gebreke in hulle karakters. Die menslike vlees is swak.
maar Christus sal ons volmaaktheid vind, deur hom te aanskou, sal ons verander word. Is dit nie mooi nie? My gebed vandag vir myself, maar vir u is, dat ons minder sal kyk na ander en wat hulle doen en late is. God sal bidend smeek vir die pad vir my lewe, vir u lewe. Bid God en sê, Here, wat is u pad? Wat is u werk vir my? Sodat ons in diens sal staan soos ambassadeurs van die hemel. Wat is 'n ambassadeur van die hemel? Dis iemand wat die waardes van die koninkryk aan die wêreld bring, aan die kerk bring, aan my medebroer en suster bring. Die uitreik van die evangelie, die liefde en die genade betoon teenoor mekaar. God se karakter uitbeeld. Sodat wanneer mense hierso nou na my kyk hulle verby my in die koninkryk in en hulle mis my heeltemal. Want eintlik is ek niks nie. En wanneer u twyfel of onseker is, wanneer u voel, wat nou? Dink aan hierdie woorde van Jesus. Wat gaan dit jou aan? Volg my. Amen. Here, ons is jammer, ons het u teleurgestel. Ons is jammer, ons kyk na ander, terwyl ons u werk versuim, verstadig. Here, help ons om ons harte oop te maak. Help ons om in die voetspore te volg. En maak nie saak wat gebeur nie, Here, laat ons medebroers en susters, ons vyande sal omvou in arms van liefde. Om vir hulle te sê, maak nie saak wat gebeur nie, ons is hier vir julle, en ons wil julle help deur hierdie tydperk. Die dinge daar buite raak nie makliker nie, Here. Inteendeel, dit raak net moeiliker. Gee ons die hart van Jesus, verwyder daai kliphart en sit daai vleeshart vir ons in. En wanneer ons by daai teeaansluiting kom, Here, gee ons die vraag wat vra, wat gaan dit jou aan? Volg my, Jesus Christus, tot in ewigheid. Ons bid nie om ons dit verdien nie, Here, maar ons vra dat u liefde en gees nou op ons sal uitstort, soos wat ons huis toe gaan. In Jesus naam.